Wanneer dit kom by die keuse van 'n tent en die korrekte tent, is daar 'n paar aspekte waarna mens moet kyk. Punt 1, hoe lig is die tent? Punt 2, wat se waterdigtheid het die tent? Wat se doel moet die tent dien? Vir wat se ekspedisie gebruik ek die tent? Want dit help nie, ek het 'n klein Campmaster tent met 'n waterkolom van 500 mm, maar ek wil in die Drakensberge gaan stap met 'n hoë kans van reën en wind, waar ek dalk 'n waterkolom nodig het van 2000 of 5000 mm. So kom ons kyk bietjie na 'n paar opsies wat 'n mens kan kry met tente. En die eerste opsie wat ons het is hierdie enetjie, is die Campmaster tent. Mens kan hom kry in 'n game of 'n makro. Hulle is relatief goedkoop. Maar dis die ideale tent vir die Drakensberge, sal ek nie so sê nie, hang af wat jou tipe doel is, maar as jy op die dam wil kamp saam met die familie, is dit 'n baie goeie tentjie. Die rede is, hy is 'n enkelseil tent, so die tent is net die tent, hy het nie 'n fly sheet wat oorkom nie, dis net hierdie klein dingetjie, so as daar baie reën is, dan gaan die reën begin inkom, en jy gaan definitief nat wees. Sy waterdigtheid en sy windweerstand is nie so fantasties nie, maar weer eens hang af wat jy doel. Vir die dam, uitstekend. Ons tweede tent waarna ons gaan kyk is ons 360 degree Moonlight 2. Nou jy kan sien, hy is heelwat meer kompak, baie meer windig. So hy het ook so 'n fly sheet. So as ons praat van 'n fly sheet, is dit die seil wat bo-oor die fisiese tent kom. En hierdie ene sal jy sien, het die tent onder en die fly sheet kom dan bo-oor. Nou hy is heelwat beter as die Campmaster tent. Hy is net so 'n bietjie swaarder as die Campmaster se tent, en die rede hoekom hy beter is as die Campmaster is, hy het heelwat meer ventilasie en sy waterdigtheid klim nou na 2000 of 1500 mm. Die ander tent wat so klein bietjie beter as hy is, en dit's 'n uitstekende tent vir 'n beginner wat dalk begin wil stap, is 'n baie goeie prys vir 'n baie goeie tent, is First Ascent se Starlight 2. Nou sy waterdigtheid is 2000 mm. Wat dit beteken is, as daar 'n konstante reën is, dan gaan die water hier afgaan en dit gaan net afgly. Hy het 'n wakslaagie op die seil wat veroorsaak dat die water net afgly, en dan aan die onderkant van die tent, as ons die fly sheet afhaal en ons maak hom mooi oop hierso, aan die onderkant van die tent is daar hierdie laagie, en dit, as ons praat van waterkolom, is dit die deel wat die water van onderaf, die vog van onderaf uithou, sodat jy droog slaap in die aand en nie nat word nie. Nou hierdie ouetjie se ventilasie is baie beter as die 360 degrees ene, mits jy dit reg opslaan, en die rede is, daar kom baie meer wind onderin, wat die kondensasie binne in die tent verminder. En as ons hom oopmaak, sal julle sien, hy het 'n baie meer gaserigheid hierso, wat dan die ventilasie promoveer. 'n beter model, 'n ligter model, as jy nou regtig meer gesoute stapper is, kan jy kyk na die First Ascent se Helio. Nou hy's baie meer laag, hy's laer, hy's kompak. Sy waterdigtheid is 5000 mm, so mens kan vinnig die verskil sien tussen First Ascent se Starlight 2 en 'n Helio. En jy sal sien hy's baie laer ook, so dit maak hom dat hy baie meer winddig is. Hy's baie meer standvastig, so in die Drakensberge, as dit net jy is in jou rugsak, is hierdie tent 'n ideale tent. Maar weer eens, dit hang van doel tot doel af, en jy kan nie verkeerd gaan met die regte tent op die regte plek nie.